Goeiemôre julle, Johan van Tonne saam met julle in die Bybel in 1 jaar. En vanoggend kyk ons na Matteus 21 vers 23 tot 32 en ek titel dit die antwoord op die vraag. Romeine 3 vers 24 sê die volgende: En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Ek deel hierdie skrif want ons lees in die gedeelte en eintlik in hoofstuk 21 tot 23 hoe Jesus deel met selfregverdiging en spesifiek in die konteks met die fariseërs en skrifgeleerdes van daardie tyd. En ons kan dit self toepas in ons tyd vandag waar ons nog steeds mense sien wat hulle aksies en insigte sien as reg en onder selfregverdiging lewe en nie die werk van Christus ten volle opneem en besef dat uit bekering kom regverdigmaking. Ons lees in hierdie gedeelte waar die fariseërs Jesus nader en hom vra deur watter gesag hy al hierdie dinge doen en ons sien Jesus se wysheid in sy antwoord. Jesus antwoord hulle nie direk nie, maar volg hulle vraag op met 'n vraag en sê as hulle hom kan antwoord, dan sal hy hulle sê deur watter gesag hy hierdie dinge doen. Jesus vra hulle rakende die doop van Johannes. Van waar was dit? Die hemel of van mense? Jesus het geweet dat hulle nie sou sê van die hemel nie, want dan is die vraag, hoekom het hulle nie dit geglo nie? En beslis sal hulle nie sê van die mense nie, want Johannes was gesien as 'n profeet deur die mense, dan sal hulle so sotte lyk en beskaamd moet staan voor almal. En daarom antwoord hulle, ons ken nie die antwoord nie. Dit is juist dit wat selfregverdiging maak aan my en jou en mense om ons. Dit veroorsaak die bevraagtekening van wat reg is, net sodat ons nie moet sleg lyk nie en ons dit kan in lyn kry met ons eie denke in terme van selfregverdiging. Hulle het die antwoord geken, maar was nie bereid om dit te antwoord nie. Nou hier kom die beste. In die gelykenis van die 2 seuns leer ons basies 3 dinge en ons sien hoe Jesus dit neerlê, juis as 'n uitnodiging om te kan verander, selfs vir die fariseërs, en ons leer die volgende. Bekering is 'n belangrike aspek van ons geestelike wandel. Ware gehoorsaamheid behels beide ons woord en ons aksie, en dat die koninkryk vir almal is, en almal 'n geleentheid sal kry om uitgenooi te word. Ons sien dat die eerste seun nee sê, maar later berou toon en wel gaan werk in die landerye. Die tweede seun het dadelik ja gesê, maar nie gedoen wat hy gesê het nie. Hier kan ons sien waarom Jesus die vyeboom wat wel blare gehad het, maar geen vrug nie laat verdor het vroeër in die hoofstuk. In ons samelewing en in ons kerke sien ons Christene wat wel die blare het, wat soos 'n vyeboom lyk, maar net geen vrug dra nie. Jesus eindig hierdie gelykenis waar hy sê, die wat gesien word as sondaars en die skyn van die samelewing, hulle sal in die koninkryk van God eerste ingaan, want hulle het berou getoon oor hulle sondes en omgedraai en weggestap met dit waarmee hulle besig was. So wat gaan my en jou antwoord wees op hierdie vraag wat die Heilige Gees vanoggend in ons harte kom vra? Jy sien die evangelie sal jou lewe verander, as jy dit aanneem tot geregtigheid, maar as jy dit ignoreer, laat dit jou met geen verskoning dat jy nie geweet het nie. Mag hierdie stuk ons uitdaag om daders van die woord te wees. Begin vandag om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees en vertel iemand van die goedheid van die evangelie van Jesus Christus. Mooi dag vir julle.